Kom, laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het, want hy is ons God, en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, en Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here. Ons sing Psalm 36 en ons gaan net een vers sing, vers 3. Ag, Rosa, kan ons nog 'n vers sing? Kom ons sing ook vers 2. Kyk hoe pragtig is vers 2. Ons ken Psalm 36 se melodie baie goed. Dis dieselfde melodie wat hier ook sien in Psalm 68 waarvan ons lief is. Kyk hoe mooi is vers 2. U goedheid, Heer, is hemelhoog, u waarheid tot die wolke boog. U reg sal nooit begewe. Maar staan soos berge vas van voet, u oordeel is 'n diepe vloed. U sorg vir al wat lewe. Hoe kosbaar is die guns, o God. Hoe vlug die mensekinders tot die vleuels vir beskerming. Wil smaak die vette van die huis, 'n lafel in die stroom wat bruis uit dieptes van ontferming. Dis pragtig, né? En dan vers 3, van al wat leef is u die bron van alle lig, die ewige son wat afstraal in ons oë. Heer, laat u reg en goedheid wees oor wie opreg u ken en vrees en steun op u vermoë. Wat daarop volg, vers 2 en 3, Psalm 36. U goedheid, Heer, is hemelhoog, u waarheid tot die wolke boog, u reg sal nooit begewe, maar staan soos berge vas van voet, u oordeel is 'n diepe vloed. U sorg vir al wat lewe. Hoe kosbaar is u guns, o God. Hoe vlug die mensekinders tot u vleuels vir beskerming. Wil smaak die vette van die huis, die lafel uit 'n stroom wat bruis, uit dieptes van ontferming. Van al wat leef is u die bron, van alle lig die ewige son, van afstraal in ons oë. Heer, laat u reg en goedheid wees, oor wie opreg u ken en vrees, en steun op u vermoë. Laat trotse voet my nooit vertraag, nog oorse hand in ballingskap, my dwing om rond te swerwe. Daar val die werkers van die kwaad, vir altyd in jou bestaan, waarin hul kragloos lewe. Jy kan blaai na Gesang 188, ons sing net vers 2 as skuldbelydenislied na die samevatting van die wet, Gesang 188, vers 2. Ja, ek kos om die sla, is die woorde waarmee die vers begin. En dan sing ons al 3 die verse van Gesang 1, 2, 9
na die geloofsbelijdenis. In Matteus 22 van die Here Jesus die wet saam. Vir die vyande van die Here was hierdie 'n dieptepunt. As jy kyk na Matteus 22 sal jy sien hoe hulle probeer het. Vers 15, die Fariseërs het saam raad gehou om hom in sy woord te verstrik. Hulle wou vir hom 'n stryk stel, om uit te vang. Dan sien 'n mens in vers 23, toe kom die Sadduseërs, was 'n ander groep mense, en hulle was nie vriende gewees met die Fariseërs nie, maar hulle was op dieselfde raad gewees. Hulle het hom probeer uitvang. En dan in vers 34 wat ons nou lees, toe kom albei groepe saam. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy met jou naaste lief hê soos jouself, aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Wat ons hier sien is twee groepe wat daarop uit was om Jesus uit te vang dat hulle hom kan doodmaak. As die een groep nie slaag nie en die ander groep slaag nie, dan kom hulle by mekaar om planne te maak en hulle in haat probeer hulle hom uitvang. En waaroor praat die Here Jesus? Hy praat oor liefde. As hulle probeer uitvang te sê watter gebod is die belangrikste, dan sê hy liefde. Liefde vir God, en ook liefde vir 'n sondaar mens soos jy. Ons eerste reaksie as mense teen ons is om negatief te reageer, emosioneel te reageer. Vanuit sy goddelike genade reageer die Here Jesus hier met liefde. En dis die eis wat hy vir ons stel. Dis die dryfveer. Wat motiveer jou? Wat die Here vir ons sê hier, in jou identiteit in Jesus beteken liefde. Motiveer en dryf jou. En hoe jy jou werk doen, in jou verhoudinge, en hoe jy jou krisisse hanteer, hoe jy pyn hanteer, lyding hanteer, verliese hanteer. Nou die moeilikheid is dit, ons reageer baie keer in emosie, nie in liefde. En dan reageer ons in sonde. Dan word ons vies en boos, en ons hanteer mense liefdeloos. En as ons terugdink oor die week, en dit het in ons lewens en harte en gedagtes gebeur, kom ons bely dit. Kom ons sing hierdie lied, gesang 188 vers 2, as skuldbelydenislied, en ons bely dat ons soms in hierdie week wat verby is, die eer van die Here aangetas het. Kom ons staan en bely dit. Ja, ek kos om die slage, die smarte en die woon. Hy dra na Gods behaag, die kleed, die doringkroon. Vir my was daar die vonde, vir my moes hy daar staan. Hy moes vir al my sonde die bittere kruis vergaan. Geliefdes, wanneer ons met hierdie woorde ons sonde voor die Here bely, dan hoor ons Jesaja 1 vers 18 weer klink, soos 'n hofsaak wanneer die regter finale uitspraak lewer, hamertjie in die hand, hoor hy die aanklag van sonde, en hy sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde so skarlaken, dit sal wit word so sneeu.
Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet, maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Nou ken ons Jesaja, in 'n see van oordeel oor sonde wat die volk verdien, is hierdie eiland van God se genade, dat die bloed van Jesus Christus, elke sondaar mens wat bely, vergewe my sonde, die belofte, witter as sneeu, is jou vuil besmette hart, mooier as 'n skoon geskeurde skapie, is jou hart wat vrot is van jou sonde. Die Here herstel die verhouding, nou hier, en deur die kragtige werk van sy Heilige Gees, maak dit vir jou moontlik om hierdie week te begin en in te gaan, as 'n begenadigde, as iemand wat kan opkyk, die wêreld in die oë kan kyk, 'n begenadigde van God, wie se verhouding met die lewende God reg is, en wat so die wêreld tegemoet kan gaan, te vaste vertroue op die Here, en 'n diepe afhanklikheid, my hand in syne. Mag die Here in hierdie week wat voor ons lê, ons daarmee help. Want die waarskuwing is daar. Elkeen wat in sonde bly volhard, moet weet dat die toorn en die straf van die Here op hom of haar bly. Maar elkeen wat in diepe afhanklikheid om vergifnis vra, kan weet dat die Here volkome sy en haar sondes vergewe. Geliefdes, kom ons doen belydenis van dit wat ons glo, elkeen spreek in sy en haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Geliefdes, die Bybel hier op die kansel val al oop by Jesaja. Jy weet, vandag weer verdiep ons in die woord van die Here wanneer ons saam lees uit Jesaja hoofstuk 8. Ons lees vers 9 tot vers 22. Ons ken nou die geskiedenis.
Dit was die jaar 734 voor Christus. Die Donald Trump van sy tyd was koning Tiglat-Pileser III van Assirië in die hoofstad van Nineve. Ons ken Nineve van Jonas se boek af. Hulle was besig om die wêreld oor te neem en die mense was bang. Bokant Jerusalem en Juda, wat onafhanklik was die 10 stamme van Samaria, met die hoofstad Samaria, en bo hulle Damaskus, die hoofstad van Syrië. En hierdie 2 konings bokant Jerusalem het besluit, hulle gaan teen Tiglat-Pileser III veg, teen Assirië veg, en hulle het al die klein volkies geboelie om saam met hulle te veg, en hulle wou dit ook met Jerusalem doen. Koning Agas het gesê nee, hy gaan nie saam met hulle veg nie, maar hy het 'n ander plannetjie gehad. Nou ken ons die analogie van sy plannetjie was, hy was soos 'n muis wat bedreig word deur hierdie 2 vet rotte, en toe besluit hy nie, hy gaan nou vir die kat vra om te help, waar Damaskus en van Syrië, koning Resen en koning Peka van Samaria besluit het om oorlog te maak, en hulle was op pad met hulle weermagte na Jerusalem. Besluit hy om vir Assirië, die kat te vra, help my teen hierdie 2 rotte, maar hy besef nie, op die ouend gaan die kat hulle almal opvreet. Is dan wanneer die Here sy profeet Jesaja stuur om vir hom te sê, moenie bekommerd wees nie, die Here kan vir jou 'n teken gee dat hy met jou sal wees. En dan sê koning Agas ewe vroom, nee, ek wil nie 'n teken van die Here vra en hom versoek nie, maar eintlik was dit, hy wil nie die Here vertrou nie, hy het sy eie plannetjies. En dan die res wat ons nou lees tot waar ons vandag ook lees, is die Here se reaksie daarop dat hierdie koning eintlik die Here se hulp verwerp, sy hand wegklap in ongeloof en nie die Here vertrou nie, hy vertrou sy eie plannetjies. En is dan wanneer die Here nou vandag ook uit hierdie gedeelte praat, nie net met koning Agas nie, maar ook met jou en met my, en hy praat oor 'n reaksie van vrees op jou omstandighede om jou. Ons kyk in vers 9 en 10, kyk bietjie na hoe menslike planne misluk ten spyte van die oënskynlike. Ons kyk in vers 11 tot 15, praat hy oor vrees, en dit is 'n belangrike deel van vandag se preek, perspektief op vrees. Vers 16 tot 18 kyk ons oor Jesaja se geloofsbelydenis, wat uiteindelik die kern is vir jou en vir my, wat ons vandag moet saamneem, en dan sak hy af in die dieptes van vers 19 tot 22 in die okkulte van die groot woorde is nekromansie of dode besweerders, mense wat dooies raadpleeg om raad te vra, en mense wat na die donker deel gaan om raad te kry, totdat die lig uiteindelik deurbreek, vers 23 en Jesaja 9 vers 1. So dis wat ons gaan lees vandag, dis die agtergrond, kom ons verlustig ons in die woord van die Here, Jesaja 8 vers 9. Maak geraas oor volke en stort in mekaar. Luister alle ver plekke van die aarde, gord julle en stort in mekaar. Gord julle en stort in mekaar. Neem 'n besluit en dit sal verydel word. Maak 'n afspraak en dit sal nie tot stand kom nie, want God is met ons. Want so die Here met my gespreek, toe sy hand my oorweldig het en hy my vermaan het om nie te wandel op die weg van hierdie volk met die woorde. Julle mag nie alles 'n sameswering noem wat hierdie volk 'n sameswering noem nie. En julle mag nie bevrees wees vir wat hulle vrees of verskrik wees nie. Die Here van die leerskare, hom moet julle heilig en laat hy julle vrees en hy julle verskrikking wees. Dan sal hy vir julle 'n heiligdom wees, maar 'n klip waar 'n mens teen stamp en 'n rots waar 'n mens oor struikel vir die 2 huise van Israel, 'n vangnet en 'n stryk vir die inwoners van Jerusalem en baie
onder hulle sal struikel en val en verbreek en verstrik en gevang word. Bind die getuienis toe, verseël die wet in die hart van my leerlinge. En ek sal wag op die Here, wat sy aangesig verberg vir die huis van Jakob, en op hom hoop. Hier is ek en die kinders wat die Here my gegee het, tot tekens en sinnebeelde, is ons in Israel vanweë die Here van die leerskare, wat op die berg Sion woon. En as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van afgestorwenes, en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel, moet die volk nie sy God raadpleeg nie, moet vir die lewendes, die dooies gevra word, tot die wet, en tot die getuienis. As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen dageraad het nie. Dan sal hulle deur die land trek, beswaard en honger, en as hulle honger het, sal hulle in die toorn uitbreek, en hulle koning en hulle God vloek. Dan sal hulle na bo kyk, ook die aarde aanskou en kyk, daar sal benoudheid en duisternis wees. In jammernag en donkerheid is hulle gedrywe. Want nie langer sal dit donker wees, daar waar benoudheid is nie. In die eerste tyd het hy die land Sebulon en die land Naftali in veragting gebring, en in die laaste tyd bring hy tot eer die weg na die see, die oorkant van die Jordaan, die streek van die heidene. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. O Hemelse Vader, U wat Uself in die Bybel openbaar as die Vader van die ligte, U wat 'n ontoeganklike lig bewoon volgens U openbaring in Timoteus. Here Jesus, U wat Uself openbaar in Johannes hoofstuk 1 as die lig wat na die duisternis gekom het, toe U by U ewige goddelike natuur ook die menslike natuur aangeneem het en onder ons kom woon het, en ons U heerlikheid kon aanskou deur die verlossingswerk. U Gees van God wat in ons hart is, die evangelie laat skyn, dat ons dit glo en daarin vashou en dit ons eie maak en ons lewens daarop bou. U aanbid ons. Want Here, ons het hierdie jaar 2026 aangepak en is nag. Here, vir baie van ons mense is dit 'n donker tyd. Here, ons dink so aan ons boeregemeenskap waar back and close hier uitgebreek het onder ons veeboere, onder ons beesteboere en dit geweldige verlies en groot skade beteken en dit nag is vir hulle. So is dit baie van ons volksgenote in uiterste moeilike omstandighede. Met gevare aan elke kant. Here, ook as ons as kerk word bedreig in hierdie tyd, ook ons as Christene wat U lig wil laat skyn in hierdie donker wêreld, het die uitdaging dat ons baie maklik kan soeg voor die aanslag van die bose. En daarom is ons gebed, Here, dat U vandag na die krag van die Heilige Gees ons versterk in die innerlike mens, dat ons met perspektief kan lewe, met perspektief kan optree, besluite kan neem wat U verheerlik. Here, ons bely dat ons sondaar mense is, dat ons swak is, dat ons nietig is en hulp dringend nodig het. Dat ons so maklik in sonde reageer op wat met ons gebeur in ons lewens. Here, help ons dat dit nie so sal wees nie. Dat ons volgens U woord sal praat en optree en mekaar bemoedig en mekaar dra. Ons dink aan hulle wat pyn het, Here. Ons dink aan hulle wat hartseer is, hulle wat rou oor die dood van 'n geliefde.
Hulle wat verstrik word deur hierdie wêreld. Hulle wat veg teen die aanslag van hulle eie harte, bose liste. Hulle wat veg teen sonde, Here, wat so graag U wil verheerlik, maar wat voel of hulle 'n verlore stryd voer. Hulle wat oorweldig is deur pyn, vir wie dit baie moeilik is om die lig te sien deur die pyn heen. Here Jesus, ons bid in die besonder vir ons kinders, waar die skole open is, ons gebed, Here, stuur U lig en U waarheid om hulle te lei, dat hulle vreugde vind in U en ook hierdie jaar, weet, U stap voor, maak ons gehoorsaam om U te volg. Ons bid vir ons verbondsonderrig wat voorlê, ons vra dat U ook daar vir ons kinders sal onderrig, dat hulle sal besef iets van U liefde vir hulle. Ons bid vir ons kerkraadsvergadering wat voorlê, ons beplanningsvergadering, ons susters aksie. Here, ons vra dat U ons gemeente en al ons beplanning in U hand sal hou. Here, ons bid vir ons siele, ons bid vir ons harte. Reinig ons van die bose, wat in ons elke dag veg. Ons geneigtheid tot die kwaad en die sonde. En heilig ons, Here, deur die werking van die woord en gees, sodat ons met Gods vrug kan lewe. Ons vra dit in Jesus naam, amen. Geliefdes, blaai saam met my na Deuteronomium hoofstuk 8. Ek wil graag weer begin met hierdie gedeelte wat jy sekerlik al ken. In Deuteronomium 8 hoor ons hoe die Here met sy volk praat as hulle terugkyk na hulle pad uit Egipte deur die woestyn. En ons hoor in Deuteronomium 8 vers 1 hoe die Here dit vir hulle sê: al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet jy sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig en dat julle mag inkom in die land in besit neem wat die Here aan julle vaders met 'n eed beloof het. En ek dink iets daarvan is ons gebed vir die jaar 2026, dat ons kan vorentoe kyk en met die seën van die Here hierdie jaar kan ingaan. Maar hoor nou wat sê die Here nou eers vandag, reën vir my in vers 2, en jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou, of nie. So wat die Here vir hulle sê na 40 jaar is, dink bietjie na, maak bietjie voorraadopname. 40 jaar het die Here jou gelei en gedra tot hier. 40 jaar het die Here jou gelei tot jou verootmoediging, vers 2, en tot beproewing. En dan sê hy dit, om te weet wat in jou hart is. En die vraag is, wie moes weet wat in die harte van die Israeliete, van die kinders van die Here is? Was dit vir God, dat hy nou moes uitvind wat in hulle harte is? En die kort antwoord is nee. Hy weet in elk geval wat in hulle harte is. Die rede hoekom die Here vir hulle 40 jaar lank deur die woestyn gelei het, is sodat hulle self kan ontdek wat in hulle harte is. Dit was vir hulle beswil dat die Here hulle deur daardie ontsaglike moeilike pad gelei het. Deur daardie donker nag van die woestynpad. Want hy wou hê, hulle moes raak sien wat in hulle eie harte aangaan. Nou is die Israeliete in die tyd van koning Agas in 'n oorlog gedompel, dit word die Sero-Efraimitiese oorlog genoem, en die Here stuur hierdie beproewing oor hulle pad, om vir hulle self die insig te gee, wat gaan in julle harte aan. En ons kan dit deurtrek na vandag. Daardie uitdagings, wat nou reeds op jou tafel lê, voor hierdie jaar eers behoorlik begin het.
Dat jy by jouself dink, ek weet nie hoe ek daaroor gaan kom nie. Stuur die Here, sodat jy jouself kan toets en daaroor kan nadink, hoe lyk jou hart? Wat gaan in jou hart aan? Maar wat die Here sê is, ons moet baie duidelik in die eerste plek 'n godsperspektief kry. Dit sien ons in die eerste verse, vers 9 tot vers 11 wat ons gaan lees, waar Jesaja hand in die heupe staan en hy daag die volke uit. En hy sê, doen julle bes. Gord julle. Trek julle wapenrusting aan, trek julle uniforms aan, bring al julle wapens, doen julle beste wat julle kan. Teen die God wat met ons is, sal julle in mekaar stort. En dit kom uit die mond van 'n klein mannetjie onder 'n klein volkie, te midde van die wêreldmagte, hulle eie volksgenote wat teen hulle kom veg, hulle bure wat teen hulle kom veg, en dan nog die Assiriërs wat ook staan en dreig, met die wreedheid wat daarmee gepaard gaan. Is dit Jesaja se uitdaging van die wêreldmagte? Kom, probeer julle bes. As julle teen die lewende God te staan kom, sal julle in mekaar stort. En die rede gee hy aan die einde van wat ons gelees het in vers 11, want God, vers 10, want God is met ons. En nou is ons terug by die Immanuel teken. Die teken wat die Here vir hierdie koning gegee het, toe hy sê nie, hy wil nie 'n teken hê nie. Ek sal in elk geval vir jou teken gee. Die teken is 'n Immanuel kind wat gebore word. God met ons kind. En ons het gehoor, vir hulle is dit nie 'n positiewe teken nie, want vir hulle lê die oordeel voor. Maar vir die wêreld wat teen die kinders van die Here veg, is dit ook nie 'n goeie teken nie, want hulle moet weet, God hou sy kinders in sy beskerming. So hoor dit vandag, wanneer daardie dinge oor jou pad kom, wat jy sê, ek weet nie hoe ek dit gaan hanteer nie. Laat dit kom, want as jy in absolute afhanklikheid van die Here leef, dan is die Here Jesus jou Immanuel, God met ons. En wat hy dan sê in die volgende verse, wanneer hy van vers 11 af begin praat, dan praat hy oor die vrees. Die vrees wat mense het, en die vrees wat die kinders van die Here het. Hier is twee tipes vrees wat hy bespreek. Hy kom in vers 12, en asof hy nou hier spesifiek dan nou praat oor dit wat ons beleef het in die COVID-tyd. Ek weet van al die sameswering dinge wat, met elke ding wat gebeur, wat 'n mens se hart beklemming gee, is daar 10 stories wat nog erger is, wat jou hart eers 'n beklemming gee. En dis wat gebeur het in Israel, in daai tyd van koning Agas in Jerusalem. Hulle is almal bang vir wat kan gebeur, en in al die storieetjies wat aangelas word. En nou praat die Here spesifiek met Jesaja. Hy is nie nou besig om met die koning te praat, of die volk te praat, of hy praat met sy profeet. Want hy sê in vers 11, want so het die Here met my gespreek, toe sy hand my oorweldig het, en hy my vermaan het. So die Here het vir hom beet gekry, en vir hom gesê, Jesaja, moenie bang wees, soos wat hierdie volk bang is nie, want dit is aansteeklik. Jy onthou, in die COVID-tyd, jy in die winkel gestaan het, en 2 wil vuislaan oor 'n toiletrol, want dalk is daar nie môre 'n toiletrol meer nie. Paniek. En dis wat gebeur het in Jerusalem. En dis wat die Here vandag van jou en vir my sê. Vrees is aansteeklik. Ons sien dit op hierdie videoetjies op die foon, waar 'n vrou begin gil, en die volgende oomblik 'n man wat nou nie weet wat aangaan nie, hy begin ook rondhardloop. Daai vrees wat sy nou kamstig het, maar sy maak eintlik 'n grapie.
Dis onmiddellik aansteeklik met haar man wat ook nou paniekerig raak en weghardloop. En ek en jy doen dit. So die TV aan, ons kyk die nuus. En ons raak paniekerig. En mense raak benoud. Mense begin wilde spronge maak. Wat die Here hier vir Jesaja sê is, begin jou perspektief reg kry. Jy, profeet van die Here, kry jou perspektief reg. En dis half of hy hier sê, kyk na vers 12, as jy wil bang wees, wees dan vir my bang. Jy hoef nie bang te wees vir die wêreld, en dit wat ander mense bang maak nie. Die samesweringe waarvan hierdie volk praat in vers 12, wat hulle sameswering noem, moet nie bang wees daarvoor nie. Jy mag nie bevrees wees vir wat hulle vrees of verskrik nie. Vers 13, en nou kom hy, en nou beskryf hy die tweede tipe vrees. Kyk wat sê hy in vers 13, die Here van die leerskare. Aan die einde sê hy, laat hy julle vrees en hy julle verskrikking wees. En nou is die vraag maar, wat is die vrees van die Here? Is dit paniek, soos wat mense beleef het in die COVID-tyd, of mense vandag nog beleef as daar moeilikheid is? En die kort antwoord is nee. Hy beskryf dit in vers 13, hy sê, die Here van die leerskare, hom moet julle heilig. En Jesaja het geweet waarvan hy praat, hy het dit beleef in hoofstuk 6, ons was saam met hom in die gees in daardie tempel, toe hy die Here Jesus ontmoet het, voor sy menswording, wat die tempel met sy sowe van sy kleed vul, en die engele uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En wat hy hier sê, as jy werklik ontsag vir God het, as jy 'n idee het van wie die God is, wat jou Vader is, en jou Skepper is, dan sal jy nie bang wees vir wat die aarde ook al mee kom nie. Want jy weet, dit is nie, daar's nie vergelyking met die lewende God nie. En dit is waar ons identiteit vind. Jy is nie uitgelewer aan 'n bose wêreld, 'n magtelose mensie, teen magte wat jou rondskop soos 'n rugbybal nie. Jy is 'n kind van die lewende God. En die vrees van die Here beteken dat jy hom heilig. Dat jy weet, hy is die gans andere, hy is die ontoeganklike lig, en hy's my Vader. Hy is die God wat my lief het. Hy is die God wat my oorweldig met sy hand wat op my is, en hy doen dit wanneer hy met jou praat uit sy woord. Wanneer hy deur sy Heilige Gees jou bewus maak, dat hy met jou 'n pad loop soos die volk in die woestyn, en vir jou wys, kyk, hoe lyk jou hart. Ek wil weer die beeld gebruik van 'n spons. As 'n spons in modderwater lê en jy sit die spons hier buitekant neer, jy kyk hom net so, jy gaan nie agterkom wat gaan aan nie. Hy lyk mooi. Maar as jy daardie spons vat en jy druk hom, dan kom daai modderwater uit. As jy 'n spons in skoon water los en jy sit hom neer, dan lyk hy presies dieselfde as die een wat in modderwater gelê het. En as jy hom druk, dan sien jy, kom die skoon water uit. Van die buitekant sien mense nie hoe my hart lyk nie. Maar wanneer die hartseer kom, wanneer die pyn kom, wanneer die angstigheid kom, wanneer die druk kom, dan word hy gedruk, en dan wys wat nou regtig in my hart is. Dan sien mense die modderwater. Wanneer jy in sonde reageer, en in liefdeloosheid, in paniek, en in vrees reageer, dan sien mense die hart van vrees. En dit is waarmee die Here werk in hierdie gedeelte, en in jou en my lewe. Want die Here is besig om ons volkie te druk, en jou en my te druk. En hy wil vir jou en my sê, word versadig
deur God se liefde en genade. Want met elke stuk oordeel uitspraak in Jesaja is daar 'n stuk genade ter sprake. Hy sê te midde van al die oordeel uitsprake, God is met ons. Te midde van al die vrees en paniek in die harte van die mense, sê hy, vrees my, heilig my, en jy sal 'n perspektief kry op hierdie omstandighede waarin jy is. Maar wat hy ook sê is, genadetyd gaan verby. En dit sien ons in die volgende verse. Wanneer die Here dan met sy volk hier praat deur Jesaja, dan sê hy in vers 14, mense wat op die Here vertrou, vir hulle is hy 'n heiligdom, vir hulle is hy 'n veilige plek, vir hulle is hy die een wat maak dat geen ding waarvoor ek vrees my kan skade doen nie, want ek is in God se hand. Hy is my heiligdom. Ek is in hom veilig. In hom sien ek kans vir 2026 en wat dit ook al aanbied. Laat dit maar kom. Want God is my heiligdom. Maar vir die mens wat op homself en op sy eie vermoë en plannetjies probeer staat maak, die weet is wat vrees doen. Dink mooi oor jouself en jou reaksie wanneer daardie goed kom wat paniek veroorsaak. Waarna gryp jy? Gryp jy eers na, ek moet nou plannetjies maak want hier is 'n krisis. Waar kry Jesaja vir koning Agas? Nie in die tempel, in die heiligdom, waar hy God smeek om genade nie, maar by die waterdamme aan die bokant van Jerusalem, waar hy sy eie plannetjies maak hoe om te oorleef. Dis sy eerste reaksie. Engelse praat van default mode. Wat is jou default mode? En wat die Here hier vir sy volk wil leer en wil indrul, jou default mode is God. Dat as die krisis kom, is jy op die knie, klaar. En dis nie normaal of natuurlik nie, dis nie hoe ons reageer nie. Ons reageer gewoonlik eers in paniek en gryp rond, en wat moet ek nou doen in my krisis? Wat die Here hier vir ons indrul, is dit, die Here, God met ons, God in ons, hy is die een wat ons heiligdom is. Want die alternatief, sê vers 13, vers 14 dan, maar hy is 'n klip waarteen 'n mens om stamp en 'n rots waarteen 'n mens om te pletter loop, en dis wat met hierdie twee huise van Israel gebeur het, met noordelike ryk en die suidelike ryk, omdat hulle die Here nie vertrou het nie. Hulle het die oordeel van die Here ervaar. Hulle het die gevolge ervaar van hulle eie gebrek aan vertroue op die Here. Uiteindelik word in die Nuwe Testament keer op keer, ek dink 4 of 5 keer van die Here Jesus gebruik om te sê, hy is die hoeksteen, maar hy is ook die steen waardeur mense struikel en val, as hulle nie op hom vertrou en hom aanvaar as hulle persoonlike saligmaker en verlosser nie. Wat beteken Jesus vir jou? Hy is of jou heiligdom, of hy is die steen waaroor jy jou te pletter val, wanneer jy hom nie vertrou nie. Hy is jou enigste hoop vir die jaar wat voorlê. En nou kom Jesaja met hierdie uitspraak, vers 15, en hy ryg dit in. Dis die gevolge, hulle sal struikel en val en verbreek en verstrik en gevang word, die volk van die Here wat hom nie op hom vertrou nie. En dis soos 'n rooi lig wat flikker, vir jou sê, oppas, vir 'n gebrek aan vertroue in die Here. Want vers 16 kom, en dan sê hy, maak die Bybel toe. In vers 16 sê hy, bind die getuienis toe, verseël die wet in die hart van my leerlinge. En wat hy hier sê is verskriklik. Hy sê, daar kom 'n tyd wat ek nie meer gaan preek nie. Wanneer ek kan sien in die reaksie van mense dat hulle hierdie boodskap verwerp, en daar
is iets aan. Die Here beskryf dit, die Here Jesus in die Nuwe Testament, hy sê, moenie die parels vir die swyne gooi nie. Moenie dit wat kosbaar is vir varke gee, moenie die evangelie boodskap goedkoop maak nie. En wat hy daarmee sê is dit, die Here het jou nie nodig nie. Wanneer ons evangelisasie werk doen, dan smeek ons die mense, asseblief, jy moet tog die Here Jesus aanvaar as jou saligmaker en verlosser. Hy sal so bly wees, jy sal my geweldige guns doen nie. Die evangelie boodskap is dit, jy is op pad hel toe. En as nie die Here in genade die lig laat deurbreek, dat jy besef, jy het hom nodig, dan kry jy wat jy nie verdien nie. Genade. Want elkeen van ons verdien die hel. Die evangelie boodskap is, as jy glo, dat daar 'n God is, en dat jy in 'n liefdesverhouding wil staan met jou saligmaker Jesus Christus, dan is dit genade, onverdiende genade. Dis die evangelie boodskap. Al het God jou nie nodig nie, doen hy die genade dat hy jou nie los in jou sonde nie. En nou kom hy in hierdie gedeelte in, hy laat Jesaja hierdie geloofsbelijdenis maak in vers 17, en dit moet jy saamvat op die jaar 2026, ek sal wag op die Here, wat sy aangesig verberg vir die huis van Jakob, en ek sal op hom hoop vir die jaar 2026. Dit is Jesaja se geloofsuitspraak van, na alles wat ek gesien en gehoor het en ervaar het, en die boodskap gebring het, en 'n dowe oor gekry het, is dit waar ek staan. En dit vra van jou en my, moenie rondkyk en wat maak ander mense nie. Gee ag op dit wat die Here in jou hart doen. En as die Here die lig laat deurbreek deur sy woord en gees, staan op vandag en sê, hier is ek, Here. Ek wag op U, die woord hier in Hebreëus beteken, ek verwag dat U met my die pad sal loop. My hoop is op U. Hy sê uiteindelik, net soos hy gesê het in hoofstuk 6, toe hy sê, hier is ek, Here, gebruik my. Nou gebruik die Here hom, en hy sê in vers 18, hier is ek, en die kinders wat die Here my gegee het. Hy sê, daar kom 'n punt waar ek nie meer my mond sal gebruik en sal preek vir die volk nie. Maar die preek sal daar wees, ek is Jesaja. My naam beteken die Here red. Hier is my seentjies. My oudste seentjie, Shear-Jashub, wat beteken 'n oorblyfsel sal terugkry. En dis 'n waarskuwing vir die koning, maar daar sal net 'n oorblyfsel wees van die wat nie doodgemaak word of in ballingskap weggevoer word nie. Maar die genade is, hulle sal kan terugkom na hierdie plek, na Jerusalem. Daar is 'n genade boodskap. Dat jy, wat hierdie boodskap vandag hoor, Jesaja moes dit toemaak vir sy volk, ek en jy hierdie boodskap oop vandag en jy hoor van die genade van Jesus Christus. En nou ken jy daai lekker naam van sy tweede seentjie, die jongste ouetjie, Maher-shalal Hashbash. Ons lees daar in vers 1, net nou is daar buit, gou is daar roof, dit was die ouetjie se naam gewees, en hy sê genadetyd gaan verby, daar kom 'n tyd waar die Here oordeel uitspreek, en dit kom gou, die Here Jesus is op pad as regter, hou dit in die agterkop. Dis wat hy sê, ek en die kinders wat die Here my gegee het, is sinnebeelde, ons is preke wat nie met woorde geskryf is nie, maar ons name is 'n preek op sy eie. En wat maak die volk as die Bybel toe is, as daar nie meer gepreek word nie? Kyk wat sê vers 19. Dan begin hulle gryp na strooihalms, hulle gaan na mediums, hulle hou seanse, hulle roep die dooies op, en die Here dit verbied, blaatant in die Ou Testament het hy gesê, vervloek is elkeen wat die dooies raadpleeg. Selfs koning Saul het dit gedoen.
Hy het na die heks van Endor gegaan, 2 Samuel 28, en vir haar gevra, dat iemand uit die dood met hom praat en vir hom raad gee. En ek dink die ou heks het groter geskrik as Saul, toe die Here self vir Samuel stuur en same vir hom 'n boodskap van oordeel bring vanuit die dode. Dit is die enigste van 2 plekke in die Bybel waar die Here iemand terugstuur uit die dood om 'n boodskap te bring. Die ander was die berg van verheerliking, waar die Here vir Moses gestuur het, vir Jesaja gestuur het. Maar die Here sê, as jy dit doen, as jy na die wêreld om jou kyk, en jy gryp na die okkulte, en jy dink daar is 'n antwoord, gryp na die noodlot, gryp na die strooihalms van jou tyd. As jy dan moet jy weet, jy is op so 'n donker plek. As jy daai pad gaan loop, is daar vir jou geen lig nie. Hy sê dit in vers 19, as 'n volk daardie pad loop, die raadpleeg van geeste en afgestorwenes, wat waar sê, wat piep en wat mompel, want dit is wat die ouens gedoen het, dis hoe hulle geklink het. Hulle het geluide gemaak, dat dit klink asof hulle nou iemand deur hulle praat. Vandag nog hoor jy van mense wat praat van aan die ander kant. En wat hulle nie besef nie, net soos in die Bybelse tyd is in vandag se tyd, praat jy nie met oupa of ouma nie. Jy praat met 'n bose gees. Maar dis een ding van bose geeste, hulle vrek nie. Hy was daar in ouma en oupa se kombuis, hy het gesien hoe lyk die blikkies op die kas, hy kan vir jou in detail beskryf, so as jy nou praat met daardie medium, dan sê die bose gees wat jou in detail beskryf hoe ouma en oupa se kombuis gelyk, en ek, dis nou regtig ouma met wie ek praat hierso. Maar dis 'n bose gees. En die Here sê, as jy dink dis 'n bron van troos of hoop of raad, as jy die dooies vra, vers 19, hy sê hy, 'n volk wat hierdie pad loop, het geen dageraad nie, daar is vir jou geen môre, geen toekoms nie. Wat die Here vir jou wel gee, vers 20 is, hy sê, tot die wet en tot die getuienis, jy die Bybel, dis wat die Here vir jou gee, dis waar al die antwoorde is, dis al wat jy nodig het, 2 Timoteus 3, vers 16 en 17. Die hele Bybel is deur God uitgeasem, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. 2 Petrus 1 vers 3. Hy het vir jou alles gegee wat tot die lewe en godsvrug dien, tot die wet en tot die getuienis. Jy het 'n Bybel, gebruik dit. As jy wil raad soek, dis daar. As jy wil weet om te lewe, dis nie in die huisgenoot nie. Dis nie in die huigromans nie. Dis nie op die nuus op die internet nie. Dis die woord van die Here wat lewendig en kragtig is en wat deurdring tot jou siel, sodat jy die waarheid van God se troos nie net kan hoor nie, maar kan ervaar. En dan kom die Here en hy beskryf hoe dit lyk met 'n volk wat dit nie doen nie. Hy sê, jy sal deur hierdie land trek. Dit sal vir jou nag wees. Jy sal honger wees. Jy sal die koning vloek. Jy sal die regering jou vuis wys. En jy sal God vloek. En hy sê, jy sal opkyk na die hemel, is daar enige hoop. Jy sal afkyk na die aarde, vers 22. Daar sal net benoudheid en duisternis wees, en jammer nag en donkerheid is jy gedrywe. En dan breek die lig deur in vers 23. Sebulon en Naftali was die mees noordelike stamme gewees. Dis waar die Assiriërs eerste kom inval het en Tiglat-Pileser 733 stede ingeneem het. En waar is die plek waar die Here Jesus op aarde sy timmermanswinkeltjie van sy pa oorneem en aangaan? Dit was hier, in Galilea. Dit was in Nasaret. Dis waar die Here Jesus begin preek het op aarde.
Juis op hierdie plek waarvan Jesaja praat. Dis waar die lig begin oopbreek het, wanneer hy die evangelie bring aan sy eie mense. Hy is die groot lig waarvan die wêreld gewag het, met die troostboodskap, wie in my glo, sal nooit weer honger kry, sal nooit weer dors kry, sal die ewige lewe hê, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, 'n vreeslose lewe. Maar ook die Israeliete in die Here Jesus se tyd het die boodskap verwerp en het hom gekruisig en hom doodgemaak en in hom 'n graf laat neerlê. Maar op die 3de dag is die steen weggerol, het die lig deurgebreek, in die graf ingeskyn. En wanneer hy weer kom hy met heerlikheid. In ons donker wêreld het die Here Jesus ingekom, en is hy die lig. Dit sal nie langer benoudheid wees van donkerheid nie. Die volk wat in duisternis wandel het hierdie lig gesien, die lig van die Here Jesus. En ons doodskaduwee van ons angstigheid, van probleme en dinge wat voor ons lê in die jaar 2026, skyn 'n lig. Hou vas aan hierdie lig. Want wat doen ons? Jy dink is nag om my en dan sien jy hier's 'n liggie van 'n vuurhoutjie wat val en jy gryp na hierdie lig en jy los die woord van die Here en hy brand onmiddellik uit en jy's in 'n donkerder plek as waar jy was. Jy gryp na strooihalms van jou eie plannetjies. Kom na die môre lig, die een wat die dood en die sonde aan die kruis oorwin het, sodat dit nie net 'n vlammetjie is van 'n kersie wat brand nie. Sy kers is aan die kruis uitgeblaas. Want die lig van die opstanding breek deur die graf. Kom na die Here Jesus. Laat hy jou lig wees. Jy het 'n keuse. Jy kan dit wat regtig vrees veroorsaak in jou lewe hanteer in paniek. Of jy kan dit hanteer in 'n vaste vertroue op jou enigste hoop, die Here Jesus. Mag hy vir jou en vir my genoeg lig gee, dat ons die volgende tree in vertroue op hom kan neem. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kyk na Jesaja en ons besef, selfs al het hy met ons 'n pad geloop, wat ons nie ken en vir u lief is en volgens u wil probeer leef, is dit so maklik dat ons hierdie vrees in ons wêreld wat aansteeklik is, ons eie maak. Here, help ons. Ons het dringend nodig dat u ons vul met die Heilige Gees. Here, wil u die waarheid van die woord laat deurbreek in ons harte, dit in ons gedagtes skryf, dat u liefde ons dryf, dat die oorweldigende genade wat u aan ons betoon, so realiteit sal wees, sterker as enige aanslag of uitdaging wat ons beleef in hierdie week wat voor ons lê. Ontferm u oor die diensmaagde en die diensknegte. Ons vra dit in die naam van Jesus ons verlosser. Amen. Lei u ons lig deur hierdie duisternis. Lei u ons Heer. Styl is die pad waarop die pelgrims is. Lei u ons Heer. Wys u die weg. Ons wil u ewig volg. Waar u mag lei, sal ons getrou u volg. Al wou ek self my lewenspad hiermee het, al wou ek lei, nou dat ek weet, nou vra ek, ek smeek, sal u my lei? Ja, ek was dwaas, verlei deur ydelheid, vergeef nou Heer, vergeet op daardie tyd. Vers 1 en 2, 2:9-6. Deur hierdie duisternis, lei ons Heer. Styl is die pad waarop ons pel
lei U ons Heer, wys U die weg, ons wil U ewig volg, waar U mag bly, sal ons getrou U volg. Lewenspad hiermee, al wou ek bly. Nou dat ek weet, nou vra ek U, ek smeek, sal U my lei. Ja, ek was dwaas, verlei deur ydelheid. Vergeef nou, Heer, vergeef tog daardie tyd. Ons herinner U en ons bid stonde na die seën, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.